Na ongeveer 2 jaar en 2 maande en 68 boodskappe kom ons vandag aan die einde van ons studie, die heel laaste aflewering in ons studie van Handelinge, en ons gaan hoofstuk 27 en 28 hanteer, dit wat ons vroeër gelees het. Hoe stuit jy iemand wat op 'n missie is, iemand wat doelgerig op pad ergens heen is? Dink aan Abraham, wat verskeie male teëspoed opgetel het in sy poging om in Kanaan te vestig, maar hy het deurgedruk en hy was die vader van 'n nasie. Of Josef, wat vir jare lank onskuldig in die tronk moes deurbring, maar hy het sonder bitterheid uiteindelik daaruit gekom en eerste minister van Egipte geword. Of Josua, of eers Moses, wat vir 40 jare weerbarstige en 'n weerstandige volk in die woestyn moes leiding gee, maar uiteindelik het hy die beloofde land kon sien. Of Joshua, wat ten spyte van sy vrese hierdie selfde ongelowige volk moes lei teen konings magtiger en beter toegerus as hy, en hy het vasgebyt en oorwin. Of Samuel, wat rigting aan hierdie selfde volk moes gee ten spyte van 'n hoëpriester wat swak was, 'n hoëpriester wat seuns gehad het wat sonde in die tempel ingebring het, of in die tabernakel ingebring het, 'n koning wat ontrou aan God was, maar Samuel het aangehou om sy plig te doen. Of Dawid, wat selfs nadat hy gesalf was as koning vir nog 10 jaar van Saul moes wegvlug, maar uiteindelik is hy as koning oor die 12 stamme bevestig. Of Jeremia, wat vir 50 jaar lank geprofeteer het ten spyte van dreigemente en gevangenskap en vyandskap van die koning se kant af en verlatenheid waarin in 'n put gegooi is en geen aanduiding dat enige een ooit onder sy prediking en profesie tot geloof gekom het nie. Of Daniël, wat as 'n tiener weggevoer was uit sy moederland uit na 'n vreemde land toe, wat 'n nuwe naam moes aanvaar, wat onder verskeie ongelowige konings geleef het en bly vashou het aan die belofte deur 'n profesie dat daar herstel sal wees vir sy nasie. Of Nehemia, wat die mure van Jerusalem herbou het terwyl hy en die ander in die een hand 'n troffel en in die ander hand 'n wapen moes hou. Of Johannes die Doper, wat die pad vir Jesus moes voorberei en bespotting moes weerstaan en die woestyn gaan bly het, vreemde klere gedra het, nog vreemder dieet gevolg het, maar hy het sy opdrag voltooi, selfs toe hy met sy lewe moes betaal. Of die disippels, wat teen alle verwagting in voortgegaan het met hulle boodskap van die evangelie en uiteindelik elkeen sy bediening volbring het en volgens oorlewering, almal behalwe Johannes, moes sterf vir die geloof wat hulle verkondig het. Hierdie manne en dan Paulus. En dit bring ons by die opskrif van hierdie laaste studie van ons in Handelinge, Paulus se onstuitbare momentum. Die man het net nie einde gehad nie. Keer op keer moes ons dink aan 'n opskrif wat nie te herhalend is nie, wat hom kon beskryf in sy karakter en in sy optrede, en keer op keer was die opskrif herhalend. Hierdie man was so doelgerig, so uitverkoop, vir jare reeds hou hy vol om getrou sy bediening te volbring en nou is hy uiteindelik op pad Rome toe, maar as 'n gevangene om deur die keiser verhoor te word en dan hopelik vrygelaat te word. Maar tussen Paulus en Rome lê daar eers 'n baie groot see en 'n baie klein skipie. In vers 1 en 2 van hoofstuk 27 sien ons die gereedmaking vir hierdie skeepsreis wat Paulus moes deurgaan. Paulus ervaar die toewyding van vriende op hierdie reis van hom. Lukas, die skrywer van Handelinge, is daar saam met Paulus en hy gebruik dan ook die geleentheid om voortdurend te praat van dit is wat ons moes deurgaan en wat ons moes doen.
Saam met Lukas sien ons in hierdie 2 verse is daar 'n man met die naam van Aristarchus, 'n baie ou metgesel van Paulus. Blaai terug na Handelinge 19 toe. En lees saam met my Handelinge 19 in vers 29. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die skouburg en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. Hierdie is in Efese, waar Paulus weerstand ontvang en Aristarchus is saam met hom daarso. Net die volgende hoofstuk 20 vers 4 lees ons, en tot in Asië het Sopater van Berea Paulus vergesel en van die Tessalonisense Aristarchus en Secundus. En dan sien ons uiteindelik wanneer Paulus later skryf terwyl hy in gevangenskap in Rome is aan die einde van hierdie reis, skryf hy sy 4 boeke waaronder Kolossense uit die tronk uit. En in Kolossense 4 vers 10 sien ons Aristarchus, my medegevangene, groet julle. Hier is Paulus op pad Rome toe en hy kan ten minste sê, ek word omring deur mense wat toegewyd is, wat my vriende is, wat hulle self nie laat wegdryf van my af nie. Selfs Julius, die hoofman oor 100 soldate wat op die skip is, die ene wat moet sorg dat Paulus en die ander gevangenes veilig in Rome kom, is goedgesind teenoor Paulus. Julius was 'n deel van die keiserlike wag. Hy moes seker maak dat elke skip wat soldate of keiserlike vrag op het, veilig aankom waar dit moes wees. En daarom het hy en sy soldate so saamgereis en daar was verskeie ander sulke groepe van die keiserlike wag wat moes saamreis en seker maak dat die gevangenes en die skeepsvrag veilig is. Paulus kon getuig dat hy omring is deur mense wat bereid is om vir hom op te offer, selfs Julius, 'n Romeinse bevelvoerder. Wat sal jou vriende vir jou opoffer? Hoekom sal jou vriende vir jou opoffer? Anders gestel, wat het jy al in ander mense se lewens belê wat hulle sal beweeg om jou omstandighede bo hulle eie gemak te stel? Ek praat nie van familie nie. Familie is deur bloed verbind. Ek praat van mense wat nie nodig het nie in verantwoordelikheid het om noodwendig aan jou sy te staan nie. En die eerste en belangrikste inset waaraan 'n Christen dink, is geestelike toewyding en ondersteuning aan medegelowiges, soos Lukas en Aristarchus hier aan Paulus gee. Van vers 3 tot die eerste gedeelte van vers 9 sien ons dan die eerste skofte van hierdie seevaart. Julius laat Paulus toe wanneer hulle uiteindelik in Sidon kom om deur vriende versorg te word. En die woord wat daar gebruik word, die taalgebruik, gee vir ons 'n aanduiding dat Paulus waarskynlik siek was en versorging nodig gehad het op hierdie stadium. En Julius, die ene wat hom moet bewaar, laat vir Paulus vrygaan om na sy vriende toe te gaan om hierdie versorging te ontvang. Hierdie Romeinse soldaat het soveel agting vir 'n gevangene dat hy aan hom genade bewys. En Julius se optrede is waarskynlik, kan ons aflei die vorige hoofstukke onder aandrang van gouverneur Festus, wat vir hom duidelik gemaak het dat Paulus nie skuldig is nie, maar dat hy hom op die keiser beroep het omdat die Jode sy eie mense hom wou doodmaak. En daarom tree Julius waarskynlik so teenoor Paulus op. Maar van hier af, van Sidon af, ondervind die groep probleme met 'n wind wat teen hulle vaart werk en hulle begin tyd verloor en hulle moet hulle koers aanpas. En ons sien dan van Sidon af vaar hulle aan die beskutte kant van Siprus deur tot hulle uiteindelik by 'n dorp met die naam van Myra kom, waar hulle dan van vaartuie verwissel. Hulle klim op 'n ander skip, 'n graanskip. Die graanskepe het van die Nyl Delta in Egipte af oor die Romeinse ryk gevaar en kos gevat en dan uiteindelik hulle eindpunt in Italië naby Rome gehad. Dit is die tipe van skip waarop hulle klim. Uiteindelik vaar hulle met die wind teen hulle na 'n plek met die naam van Knidus.
Maar omdat die wind verkeerd aanhou waai, is hulle van hulle beplande roete af, waar hulle reguit tussen die klomp eilandjies sou kon deurvaar en uiteindelik om die suidekant van Griekeland na Italië toe, moet hulle roete aanpas. Hulle het nie regtig baie van 'n keuse nie, die wind is teen hulle, en hulle vaar uiteindelik onderkant Kreta verby tot by 'n plek met die naam van Mooi Hawens, en dit is hier waar Paulus aanbeveel dat hulle moet bly. En ten spyte daarvan dat hulle deur die wind, deur weeromstandighede gedwing word om af te wyk van die beplande, die beste, die veiligste roete, is dit belangrik vir ons om te onthou dat God betrokke is in alle omstandighede van die lewe. En ook hier. Hierdie vertragings is deel van God se plan, want daar is omstandighede wat God reeds bepaal het, waarvan die mense op hierdie skip onbewus is. En God se plan is dat sy eie karakter op vreemde plekke aan mense bekend gemaak moet word wat hom nog nie ken nie. En God bepaal dat hierdie seevaart so verkeerd loop van 'n menslike perspektief af, sodat dit kan gebeur. En die vraag kom by ons op, is jy tevrede daarmee dat God jou lewe en jou omstandighede binnendring, ter wille daarvan dat ander mense deur hom beïndruk moet word? Dat hy jou lewe en jou omstandighede aanpas soos dit sy wil is, sodat hy deur jou homself aan ander kan bekend maak. Kan jy sê dat jy wil so gou moontlik in Rome kom, maar God vat jou eers op 'n oop see doolhof waar jou eie lewe in gevaar kom? Sal jy op hom bly vertrou onder sulke omstandighede? Van die tweede gedeelte van vers 9 en vers 10 sien ons die waarskuwing rakende die gevaar. In die tweede gedeelte van vers 9 lees ons, en die vastyd wat ook al verby was, en Paulus het hulle gewaarsku. Kom ons lees die hele vers. Omdat 'n geruime tyd verloop het en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku. Waarskuwing teen die gevaar. Paulus kon raad gee. Want hy was 'n man wat ervaring op die see gehad het. So lees ons byvoorbeeld in 2 Korintiërs 11 vers 25 dat Paulus sê, 3 maal het ek skipbreek gely. Hy's 'n man wat 3 maal oorleef het wanneer die skip waarop hy was vernietig is. En die vas waarna hy verwys wat daar so staan, die vastyd was ook al verby, is die dag van verootmoediging waarvan ons in Levitikus 23 lees, die eenmaal 'n jaar wat die hoëpriester in die allerheiligste kon ingaan en versoening doen vir die sondes van die volk. Dis waarna verwys word, die vastyd, die tyd van verootmoediging. En as soos vermoed hierdie die jaar 59 is, dan kan ons terugkyk en ons weet die vasdag, die dag van verootmoediging in die jaar 59 was op 5 Oktober. So dit is die tyd waar tydens Paulus hulle op die see is. En daarmee saam is dit belangrik vir ons om te weet dat dit uiters gevaarlik was om van mid-September tot mid-November te reis. Mense wat van mid-September tot mid-November op die Middellandse See gereis het, en wanneer ons hierso lees van die spesifieke see wat daarvan gepraat word, vandag is daar so 'n ander gedeelte wat as die see geïdentifiseer word. Ons sal nou weer by die naam kom. Maar in elk geval, hierdie gedeelte van die Middellandse See is uiters gevaarlik as gevolg van die storms. Niemand het van mid-September tot mid-Oktober gevaar nie, behalwe as jy moes, en van mid-November, en dan van mid-November tot Februarie maand was daar geen skepe op die see nie. Want dit was te stormagtig, dit was te gevaarlik. Die wintertyd was nie 'n tyd om op die Middellandse See te wees nie. En dan van vers 11 tot 13 sien ons die vergissing van hierdie skeepskaptein, die eienaar van die skip en die soldaat, die Romeinse soldaat, hulle vergissing met die evaluering van Paulus se waarskuwing. In vers 11 lees ons, maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Omdat Julius 'n Romeinse soldaat was, was hy die hoogste offisier aan boord. Nie die eienaar van die skip of die skeepskaptein het meer autoriteit gehad as Julius, die hoofman oor 100 nie, want daar was graan op die skip en hierdie graan was die eiendom van die keiser en daarom was hy die hoof.
Daarom kon hy die besluit met die ander twee bespreek, die ander twee, die eienaar van die skip en die kaptein, en vir hulle sê, wel, dit is wat Paulus sê, wat sê julle? En uiteindelik volg hy die ander twee manne se raad. En die vraag is, waarom sou hulle na Paulus luister? Al het Paulus al 3 keer skipbreek gelei. Hoekom sou hulle na hom luister? Hulle is tog die seemanne, nie hy nie. Hoewel hy goeie ervaring gehad het. En daarom verwerp hulle Paulus se raad, maar weer eens is God hier in beheer. Soos ons lees in Spreuke, dat die hart van die koning in die hart van die Here is, so is die harte en die gedagtes van hierdie manne ook in die hand van die Here, en dit is God se plan dat hulle teen Paulus besluit, en dat hulle uiteindelik hulle eie keuse uitvoer, en daardeur God uiteindelik Paulus se stand onder hulle bevestig. Die matrose neem die besluit om aan te hou vaar, en gou kom daar ernstige moeilikheid. Paulus gee raad, en ons weet as Christene, moet ons seker maak, dat wanneer ons raad gee, dat ons raad altyd deurdag is, deurdink is, en versigtig gegee word. Wanneer ons raad gee, moet dit aan die standaarde voldoen wat die Bybel ons leer, en een so standaard wat ons baie goed ken, is dat ons nie op ons eie insig te staat maak nie. Spreuke 3 vers 5 leer ons, vertrou volkome op die Here, met jou hele hart, en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Paulus sou goed bekend gewees het met Spreuke. Hy sou hierdie gedeelte goed geken het. Paulus se lewe was 'n voorbeeld van iemand wat nie op sy eie insigte staat gemaak het nie, maar op die Here vertrou het met sy hele hart en hom geken het in al sy weë, en God het Paulus se paaie gelyk gemaak op die manier wat God Paulus se paaie wou gelyk maak. Afgesien daarvan dat Paulus hier op 'n skip as 'n gevangene op pad Rome toe is, het hy oor dekades bewys dat sy verhouding met God 'n reuse invloed op mense en omstandighede het, en dit is ook wat ons nou gaan sien hier. Is dit waar van jou? Het jou verhouding met God en die raad wat jy geneig is om te gee 'n reuse invloed op mense en omstandighede? Wanneer jy jou mond oopmaak om mense te beïnvloed, het jy dan reeds met God gepraat in jou gedagtes oor dit wat jy wil sê, oor die rigting wat jy wil gee? Christene moet nie bekend wees daarvoor dat hulle voortdurend van opinie hoef te verander omdat hulle raad as dwaasheid uitgewys word nie. Ons dink wat ons sê, ons bid oor wat ons sê, ons vra God se hulp, en dan neem ons 'n doelgerigte besluit. Van vers 14 tot 20 sien ons die onvermoë tydens die storm. In vers 14 lees ons, maar nie lank daarna nie het 'n stormwind wat Euroclydon, of in die nuwe vertaling Eurakilon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Nou, hierdie wind met hierdie naam was bekend, daarom het hy 'n naam. Daarom kon daai naam opgeteken word deur Lukas in die Bybel, want elkene wat ooit op 'n boot moes klim op die Middellandse See, was bekend met hierdie wind. Dit was 'n orkaansterkte wind. Dit was nie net 'n sterk wind nie, dit was 'n orkaan. Dit was bekend en dit was gevrees. En in vers 16 lees ons, en toe ons onderkant 'n eilandjie kom wat Clauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. Agter so 'n skip was daar 'n sleepbootjie wat die matrose kon gebruik wanneer hulle buite 'n hawe moes vasmeer om op daai bootjie te klim en in die hawe te kon ingaan en op land te kon gaan. Hierdie bootjie sou op hierdie stadium weens hierdie storm vol water wees en hy sou 'n ernstige gevaar inhou vir die skip, omdat die skip nou 'n boot vol water moes saamsleep. En daarom hys hulle hom op, sodat hy op die skip is. Vers 20,
En omdat die son en die sterre baie daarlank nie geskyn het en 'n ewige storm ons gedruk het, is uiteindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. Stel jou voor, hier is geharde seemanne en hulle het geen hoop meer dat hulle enigstens gered sal word en lewendig van hierdie boot sal afklim nie. Maar daar sou ten minste een man op hierdie skip gewees het wat nie paniekerig was nie. Want Paulus het geweet dat God aan hom gesê het dat hy nog in Rome moet uitkom en daar moet getuig. En op hierdie stadium weet Paulus nog nie wie almal saam met hom gaan oorleef nie, maar hy weet dat dit ten minste hy en 'n paar ander mense gaan wees wat van die skip kan afkom, ten minste dalk 'n paar matrose wat hulle sal kan help om te oorleef, sodat hy uiteindelik in Rome kan aankom. Dis 'n baie belangrike les vir ons. Elkeen van ons wat vandag hier sit, gaan leef so lank as wat God wil hê jy moet leef. En as jy 'n wedergeborene is, dan gaan jy leef so lank as wat God jou wil gebruik ter wille van sy koninkryk. En die vraag kan dan by ons opkom, waarom sal ons toelaat dat omstandighede ons bekommerd of gespanne maak? Jy sal nie 'n oomblik voor jou tyd sterf nie en nie op 'n ander manier as wat deur God bepaal is nie. En dit moet ons geloof en ons vertroue opbou. Van vers 21 tot 26 sien ons die openbaring betreffende die omstandighede. Paulus is nie vermakerig wanneer hy in vers 21 hierdie woorde sê nie, en nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister en nie van Krete afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade gespaar het. Paulus is nie besig om vir hulle te sê, ek het julle gesê nie. Dis nie wat hy doen nie. Wat God besig is om deur Paulus te doen, is om Paulus se karakter te vestig in hierdie mense se oë, want Paulus moet aan hierdie mense die evangelie verkondig. So wanneer Paulus vir hulle sê, julle moes na my geluister het, dan sê hy vir hulle, herinner julle daaraan, dat ek wat nie 'n skeepvaarder is nie, ek wat nie 'n matroos is nie, ek wat nie eers die ervaring van Claudius het, of Lucius het, wat rondbeweeg oor die see met my soldate, dat ek nie eers genoegsame ervaring het, ekskuus tog, Julius is die man se naam, dat ek nie genoeg ervaring het om die elemente te kan lees nie, maar dat ek 'n God dien wat my lei om aan julle sekere goed te openbaar. Daarom sê Paulus vir hulle, julle moes na my geluister het. In feite sê hy, luister na my, want ek luister na God. Dis wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs 11 vers 1, 'n brief wat hy maande vroeër geskryf het, jare vroeër geskryf het aan die Korintiërs, wat hy gesê het, 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Dis wat elkeen van ons wat die Here liefhet vir 'n ander mens moet kan sê, volg my voorbeeld, doen wat ek doen, hou jou besig waarmee ek my besig hou, het die gewoontes wat ek het. Ek het die Here lief. Paulus sê vir hulle, luister na my want ek luister na God. Vers 22, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen die verlies van die skip. En dan vers 25, daarom hou moed manne, want ek glo God dat dit so sal wees, soos hy aan my gesê het. Tweemaal in hierdie paar verse, vers 22 en vers 25 sê Paulus, hou moed. Die direkte vertaling van die Griekse woord wat Paulus hier gebruik is, laat julle gees opgewonde wees. 14 dae, geen son, geen maan, geen sterre sigbaar nie, 'n orkaansterkte wind, en Paulus sê vir hulle, laat julle gees opgewonde wees. Dis dieselfde woord wat in Jakobus 5 vers 13 gebruik word, waar ons lees, as daar iemand onder julle is wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, dis hier dieselfde woord, laat hom psalm sing. Paulus sê vir hulle, manne, wees opgeruimd, want elke enkele persoon gaan lewendig van hierdie skip afkom. Die skip gaan dit nie maak nie. En jy kan dink wat gaan deur hulle koppe. Vir 14 dae, vir 2 weke lank dryf ons sien geen hemelliggaam nie, dis 'n orkaansterkte wind, en jy sê vir ons, wees opgewonde? Hy kan vir hulle sê, ja, luister na my, want ek luister na God. Vers 23, want daar het in die nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien.
Hier is die laaste van Paulus se 6 visioene wat hy gehad het in die boek van Handelinge, soos dit aan ons voorgehou word. Vers 24. En Paulus het gesê, moenie vrees nie. Hierdie God, sê Paulus het aan my gesê, die engel van hierdie God het aan my gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Hierdie woorde van die engel is woorde wat Paulus al in Handelinge 23 vers 11 gehoor het. Toe hy in Jerusalem was, en nog aangeval was deur die Jode, het God aan hom geopenbaar in 'n vorige visioen, Paulus, jy moet in Rome oor my gaan getuig. Dit is 'n paar jaar tevore se openbaring. En nou kom die engel en hy bevestig aan Paulus wat die Here aan hom gesê het toe hy in Jerusalem was. Vers 25 en 26. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is, maar ons moet op 'n sekere eiland strand. Hier's 2 dinge wat Paulus doen. Hy getuig, hou goeie moed want hierdie God is betroubaar, en dan sê hy ons moet op 'n sekere eiland strand. Hy profeteer. Paulus getuig en hy profeteer. God is besig om die mense se gedagtes voor te berei vir sy openbaring oor homself, en hy is besig om Paulus in plek te kry sodat hulle Paulus vertrou, want Paulus vertrou God. Van vers 27 in hoofstuk 27 tot vers 1 in hoofstuk 28 sien ons die resultate met betrekking tot Paulus se profesie. Vers 27. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See, dit is 'n seenaam wat vandag op 'n ander gedeelte, of deel is van 'n ander seegedeelte, hierdie tyd was daai gedeelte waar hulle by die boot vaar, was die Adriatiese See genoem. Toe die 14de nag kom, terwyl ons nog op die Adriatiese See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom. Hier is die 14de nag vandat hulle van Mooi Hawens af weg is. Vers 33. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwesigheid bly vas, sonder om iets te gebruik. Nou stel jou voor, mense, orkaan, sterkte wind, die boot dobber rond, daar's geen hemelliggame nie, jy het nie 'n horison om jouself teen seesiek te beskerm nie, jy kan jou definitief indink hoe dit gelyk en geryk en het op daai skip en hoe dit was op die skip. Vir 14 dae eet mense nie, jy word honger na 'n paar ure, daarom eet jy 3 maal 'n dag, of sommer net omdat jy van kos hou. Kos is lekker, is goed om te eet, dis 'n Bybelse gebruik. Maar dit gaan so erg op hierdie skip dat die mense vir 14 dae nie eet nie, geharde matrose vir 14 dae nie eet nie. En Paulus sê vir hulle, hou moed, dis tyd om te eet, julle het krag nodig. Dan vers 33 en 35 en 36 sien ons 3 dinge. In vers 33 sien ons die probleem, in vers 35 Paulus se voorbeeld en in vers 36 die gevolg van sy voorbeeld. Kom ons lees gou. 33. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas sonder om iets te gebruik. Dis die probleem. Die probleem is seesiek, die probleem is storm. Wat is die voorbeeld? Vers 35. Toe Paulus dit gesê het, neem hy brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek die brood en begin eet. En dan die gevolg, vers 36, en hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. Wat 'n uitdaging vir ons. Jy sit waarskynlik vandag hier en sê, jy ken die God van die heelal. Jy sê, jy glo hom, jy sê, jy vertrou hom. Is die uitdaging. Dan moet jy ook, soos Paulus, so kan optree, wanneer omstandighede om jou taai raak. Ons gaan in hierdie land waarin ons leef definitief die geleentheid hê om ons vertroue in God te bevestig en uit te leef. Dinge raak moeiliker en moeiliker om ons. En die vraag wat jy jouself kan vra, is jy 'n mens wat deur vrees beweeg word om dwaase besluite te neem? Laat vrees jou doen wat jy nie onder normale omstandighede sou doen nie. Beweeg jou vrees jou om in geselskap die fokus van God af te haal en op geweld en die kriminaliteit van ons land te sit. Vrees is dit wat jou in 'n geselskap laat sê, hier's die realiteit, kyk hoe gaan dit.
kyk wat gaan aan in hierdie land, en jy trek mense se aandag van God af na sulke omstandighede toe. Ons het vanoggend gebid, dat nie enigeen van ons hier wat 'n wedergeborene is, God se naam sal oneer aandoen, deur iemand wat na sy beeld geskape is, met die tong af te breek, te belaster nie, en dat nie enigeen van ons wat wedergebore is, met haat sal praat van iemand wat na God se beeld geskape is nie. Maak nie saak, soos ons gelees het, wat hy teen jou doen, van jou gesê, teenoor jou gesê, of teenoor jou opgetree het nie. Dit is hoe geloof lyk. Geloof in die eerste plek gehoorsaam. En God sê vir ons, laat nie dieselfde tong God eer en iemand wat na sy beeld geskape is, laster nie. Om die waarheid te sê, bid vir hulle, seën hulle en doen goed aan hulle, soos ons gelees het in Matteus 5 vers 44. Toets jouself. As dit nie is waar jy is nie, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Want besef jy nie, 2 Korintiërs 13 vers 5, as jy hierdie toets nie slaag nie, is jy nie in die geloof nie. Ons dien 'n God wat aan ons 'n baie spesifieke evangelie verkondig en wedergeboorte na 'n baie spesifieke ervaring laat lyk. In vers 34 sê Paulus, daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof afval nie. Wat Paulus hier sê is nie dat enige iemand nie 'n haar gaan verloor nie. As ek nou hier staan en ek maak so, kan ek julle verseker, een van die 5 oorblywendes gaan uitval. Wat daar staan wanneer die Here in sy woord laat skryf, daar sal nie 'n haar van jou kop afval nie, is dat dit sal nie sy goedkeuring wees vir jou om skade te ly, of dit is nie sy plan vir jou om skade te ly, as hy dit nie goedgekeur het nie. Hy sal nie dat jy skade ly, as dit nie deel van sy plan is nie. Dit verwys daarna dat God hulle sal bewaar. Ons kry dieselfde woorde verskeie plekke in die Bybel, maar hier is 'n voorbeeld, 1 Samuel 14 vers 45. Die manskap het aan Saul, koning Saul gesê, moet Jonathan sterwe wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het? Volstrek nie. So waar as die Here leef, geen haar sal van sy hoof af op die aarde val nie, want met God het hy dit vandag gedoen. So het die volk dan Jonathan losgekoop dat hy nie gesterf het nie. Wat hulle gesê het, koning Saul, jy het gesê niemand mag eet nie, Jonathan het nie geweet nie, hy het die punt van sy staf in 'n heuningnes, in 'n bye nes vol heuning gesteek, dit in sy mond gesit, hy het krag ontvang, en toe die res van ons het gedoen, en hy het gesê, Jonathan moet sterf omdat hy het gedoen het, hy sal nie sterf nie, dis nie God se plan dat hy sterf nie, daar sal nie 'n haar van sy hoof val nie, daar sal nie skade hom aangedoen word nie. Vers 42. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Om 'n gevangene te laat ontsnap, het vir 'n soldaat ernstige gevolge ingehou. Blaai terug na Handelinge 12 toe. In Handelinge 12 vers 19 lees ons hierdie woorde. Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie. Dit is Petrus wat uit die tronk uit vrygelaat ontsnap het. En die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moet word. Dit is wat met daai wagte gebeur het, nadat die Here vir Petrus vrygelaat het. Gaan net 'n paar hoofstukke verder, Handelinge 16 vers 27. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Hier is 2 baie duidelike voorbeelde dat as 'n soldaat 'n gevangene laat ontsnap het, sou hy die prys betaal wat daai gevangene sou betaal. Daarom wil hierdie klomp soldate die gevangenes doodmaak op hierdie skip wat besig is om op te breek. Maar Handelinge 28, Handelinge 27 vers 43, die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem eerste in die see moes spring om aan land te kom. God het Paulus goeie guns
in die soldaat se oë gegee, in die hoofman se oë gegee, en dit het al die ander gevangenes gered. Hoofstuk 28 vers 1. En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Malta genoem word. Malta is 'n eilandjie 25 km by 15 km. Dit is 'n baie klein kolletjie in 'n baie groot see. Maar God bepaal dat na 14 dae se ronddryf op die oseaan, hierdie skip op daai klein eilandjie strand, want God het 'n plan vir die mense op daai eiland. Soos dit God se plan is, Efesiërs 1 vers 4, om elkeen wat hy uitverkies het te red, Efesiërs 1 vers 13 en 14, om daai gereddene te seël met die Heilige Gees van belofte, sodat daai ewige lewe ewig sal wees. So het God bepaal dat die mense op hierdie eiland is wat gered moet word. En hy sal Paulus en die 275 ander mense op daai skip laat swaar kry, ter wille daarvan dat sy plan volbring word om aan mense die evangelie te bring aan wie hy die evangelie wil laat bring. Indien iemand jou ooit vra, wanneer jy met hom daaroor praat dat dit God is wat kies wie gered word, soos die Bybel ons leer, en hulle sê vir jou, wat van die arme man ergens op 'n Suidsee-eiland, dan sê jy vir hom, duidelik is jy bekommerd oor die arme man ergens op 'n Suidsee-eiland, klim op 'n vliegtuig en gaan soontoe en gaan gee vir hom die evangelie. Maar as daai man op God se radar is om gered te word, dan sal hy gered word, al moet hy 'n skip vir 14 dae in 'n storm wat op die oseaan laat drywe. God sal sy plan tot uitvoering bring. Jesaja 46 sê so. God sê, wie kan my plan keer? Ek roep en dit gebeur. Deuteronomium 32. God sê, dit is ek wat lewe gee en ek wat dood maak. 1 Samuel, God sê, dit is ek wat laat sien en dit is ek wat blind maak. Dit is ek wat gesond maak en dit is ek wat laat siek word. God is in beheer en hy sal gebruik wat hy nodig het om te doen wat hy wil doen. Hoofstuk 28 vers 2 tot 10 sien ons die impak van die wonderwerk van redding. Vers 3. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Herinner jouself, dis winter. Dis koud. Ons sien daarso dat die inboorlinge in vers 2 het ons buitengewone mensliewendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek omdat daar so reën en koue was. Ons weet hoe tree 'n slang op onderkoue. Paulus kom en hy gaan maak 'n klomp hout bymekaar en een van daai stukke hout word lewendig en byt hom aan die vinger. Stel jou voor, Paulus maak hout bymekaar, 'n gevangene wat al vir 'n paar weke op 'n boot is, wat op pad is om verhoor te word, wat nie weet of hy vrygelaat gaan word nie, klim van 'n skip af en hy maak hout bymekaar. Hy is saam met die ander rondgegooi op die oop see, hy's 'n skipbreekling, hy swem uit, hy staan op en hy dien ander. Dit is die karakter van 'n Christen. Daar moet nie 'n werk wees wat benede jou is nie. Wil jy jou karakter wys? Wel, die Christen karakter is een wat ander as belangriker as hy self ag en hulle dien. Vers 4. En toe die inboorlinge sien die dier aan sy hand hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Hier is 'n baie belangrike woord. Nie in een van die twee Afrikaanse vertalings word die woord wraak met hoofletter geskryf nie. In verskeie Engelse vertalings sien ons dit wel met hoofletter. So in die NIV sien ons dat daar gestaan word, dat daar so geskryf word, justice met 'n hoofletter has not allowed him to live. Nou daar's 'n baie belangrike rede hoekom dit goed sal wees om goddelike wraak of die wraak met 'n hoofletter te skryf, want die woord wat hier gebruik word is die woord Dike. Dike is die dogter van die mitologiese god Zeus en die godin Themis in Griekse mitologie. Dis die woord wat daar gebruik word. Die eilanders is bygelowig. Hulle hang die Griekse geloof aan. Hulle kyk na Paulus wat uitgespoel het op die strand na 14 dae in die storm en hy staan op en hy maak hout bymekaar
en 'n slang kom uit daai hout uit en byt hom aan die hand en hulle weet dit is 'n giftige slang en hulle sê, hierdie man het die see oorleef, maar Dike, die godin van wraak, het hom raak gesien. Hy moet beslis 'n moordenaar wees, want kyk wat gebeur nou met hom na alles wat hy deur is, hy gaan doodgaan. Hulle sê in ander woorde, Paulus kon oorleef op die see, maar geregtigheid met 'n hoofletter het hom uitgevind. En al wat ons hier sien, en wat hierdie woorde so belangrik maak, is dat hier is 'n geleentheid vir God om homself te plaas teen die bygeloof van die ongereddenes. Hulle dog, Dike het Paulus uitgevang, maar Paulus se God beskerm hom. 14 dae op die see, hy sê almal sal dit maak, 276 mense swem uit en oorleef, hulle maak hout bymekaar, Paulus word gebyt deur 'n giftige slang, hulle wag vir hom om op te swel of dood te gaan, hulle sien niks gebeur met hom nie, en nou sê hulle nie meer, hy is beslis 'n moordenaar nie, nou sê hulle, hy is 'n God. Hulle is absoluut verbaas dat hierdie man nie doodgaan nie. Vers 6. En hulle het verwag dat hy sou opswel of skielik dood neerval, maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê, hy is 'n God. Nou kan ons seker wees dat Paulus en God hierdie eilandbewoners se aandag het. Wanneer hulle vir hom sê hy is 'n God, kan ons ook seker wees dat Paulus sou reageer soos hy in Handelinge 14 reageer het. Blaai terug na Handelinge 14 toe. Kom ons lees van vers 9 af. Kom ons lees van vers 8 af van Handelinge 14. En in Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, krepeel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. Hierdie man het geluister terwyl Paulus preek, en Paulus het die oë op hom gehou, en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, staan op jou voete. En hy het opgespring en begin rondloop, en toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle stem en sê in Lakonies, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe, en hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kraanse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer, dis nou aan Paulus en Barnabas. Maar toe die apostels, Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie, dat julle van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. Dit is wat ons sien hierso, in vers 5 en 6. Die slang byt vir Paulus, die eilandbewoners ken die tipe slang, hulle ken die gevolge, hulle verwag dat Paulus sal doodgaan, hulle sê dit is ons godin Dike wat wraak gaan neem op Paulus, hy moet 'n moordenaar wees, toe hy nie doodgaan nie, sê hulle, hy moet 'n God wees. Iemand wat nie van so by doodgaan nie, moet 'n God wees. Paulus sou sonder twyfel vir hulle gesê het, ek is nie 'n God nie, ek is 'n mens soos julle, maar my God het 'n evangelie wat hy deur my aan julle wil verkondig, sodat julle hierdie gode kan agterlaat en in die ware God kan glo. Vers 10. En hulle het ons ook baie eerbewyse betoon, en toe ons sou afvaar, ons van die nodige voorsien. Geen wonder dat die eilanders so dankbaar was nie. Vir 3 maande bly Paulus daar by hulle. Hy maak nie net die eienaar van die eiland se pa gesond nie, maar hy maak elkeen wat met 'n siekte na hom toe kom gesond. Vir 3 maande lank dien hy hulle. Hy maak aan hulle duidelik dat hy 'n mens soos hulle is en nie 'n God is nie, maar dat hy 'n God dien wat kan genees, en sonder twyfel sou Paulus se genesingsbediening gepaard gegaan het met die verkondiging van die evangelie, want dit was sy lewenswyse. Dit was sy lewensdoel. Dis elkeen van ons se lewensdoel. Ons leef op hierdie aarde om wanneer ons gered word, God in ons woorde tentoon te stel, in ons optrede tentoon te stel, in ons gedagtes tentoon te stel. Dis wat ons doen. En terselfdertyd gee hy ons die opdrag om te werk en te leef. So ons werk en leef, en ons verkondig God se koninkryk deur ons woorde, ons dade en ons denke. Daar het jy jou skepingsdoel.
Moet nooit 'n kursus bywoon om jou skepingsdoel te kry nie, in hemelsnaam. Jy kry dit in 'n sin. Wanneer God jou gebruik, omdat hy aan jou sekere vermoëns en talente gegee het, is die vraag. Wanneer God jou gebruik met jou talente, hoe vinnig is jy om die fokus van jouself af te haal en op God te sit? Jy kan byvoorbeeld goed wees met musiek. Andreas help ons om God met klanke te prys. Of jy kan goed wees met wiskunde. Jy help ander wat daarmee sukkel. Of jy kan goed wees met eisters en karre. Tinus en oom Chris bedien meeste van ons met hulle kennis en hulle vermoë. Of jy kan goed wees met sport. Andrei senior is besig om vir Frank en Rikus te leer tennis speel. Hulle het gedink hulle kan. Die vraag is, elkeen van ons het 'n sekere vermoë ontvang. Hoe geneig is jy om die aandag van jou vermoë af te haal en te sê, God het aan my hierdie vermoë gegee, sodat ek God kan eer in die manier wat ek hierdie vermoë gebruik. Van vers 11 tot 16 sien ons detail oor die laaste deel van die tog. Vers 11. En na 3 maande het ons afgevaar in 'n skip van Alexandrië, is nog 'n graanskip, met die skeepsmerk Castor en Pollux, wat op die eiland oorwinter het. Paulus hulle moes bly op die eiland totdat daar 'n ander vaartuig was wat hom op die see sou gewaag het en uiteindelik by daai eiland aangekom het om graan af te laai en dan vir hulle kom oplaai. Dit is hoekom hulle 3 maande daar vasgekeer was. Nou wie is Castor en Pollux? Dit is die name van die 2 seuns van die mitologiese god Zeus en Leda. Zeus die god en die godin Leda. Hulle het hierdie 2 seuns volgens Griekse mitologie gehad, Castor en Pollux. En weer eens, met die noem van hierdie name, maak Lukas seker dat ons verstaan dat hierdie mense wat op hierdie skip is, wat vir Paulus hulle kom oplaai, afgodedienaars is. Castor en Pollux moes 'n skip bewaar teen storms. En Lukas wil hê dat die mense wat Handelinge lees duidelik moet verstaan dat Paulus en sy geselskap se geloof is in God en die mense wat die skip het se geloof is in afgode. Hulle het 2 sigbare gode voor op die skip. Paulus het 'n onsigbare God wat al hierdie mag het wat ons reeds gesien het. Die Grieke het geglo dat indien jy die konstellasie Gemini, waar Castor en Pollux sterre is wat vernoem is, wat in daai konstellasie voorkom, indien jy dit kon sien, ek verbeel my, dis 2 van die sterre wat in daai konstellasie voorkom. Kobus, waar is dit waar? Nie seker nie. Julle kan gaan kyk of dit die geval is. Maar die Grieke het geglo dat indien jy tydens 'n storm daai konstellasie Gemini kon sien, dan sou dit goeie geluk bring en sou jy nie verlore gaan nie. So wat ons hier het, Lukas maak vir ons baie duidelik, die afgodery, die geloof van die ongerednis versus Paulus en Lukas en Aristarchus se geloof in 'n onsigbare God. Vir 14 dae het hulle geen sterre gesien nie en hulle het dit steeds gemaak. Watter invloed het bygeloof in jou denke en optrede? Glo jy dat as jy iets slegs sê, daar 'n kans is dat dit nou kan gebeur? Glo jy dat jy positief moet spreek om dinge goed te laat gebeur? Dis bygeloof. Dis afgodediens. Jy het nie skepingsvermoë met jou woorde nie. Vers 13. Daarvandaan het ons omgeseil en by Regium aangekom. Daar's die eilandjie waar hulle was en uiteindelik het hulle by Regium aangekom. En een dag later het die suidewind opgekom en op die tweede het ons Puteoli bereik. Puteoli was die hoofhawe waar die graan afgelaai is in Italië. En dit is waar hierdie skip dan ook gaan vasmeer. Vers 15. En die broeders
wat van ons lotgevalle gehoor het, dit is die mede-Christene, het ons daarvandaan tegemoet gekom tot by die Appiusmark en die 3 herberge. En toe Paulus hulle gesien het, het hy God gedank en moed gevat. Hierdie 2 plekke is onderskeidelik 70 en 50 km suid van Rome, en van die Christene het gehoor dat Paulus en sy geselskap daar is, en hulle het tussen 50 en 70 km gereis om Paulus en sy geselskap te gaan welkom heet. Vers 16. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenes oorgelewer aan die bevelhebber van die leer, maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Sedert hoofstuk 19 vers 21 was Rome Paulus se mikpunt. En nou uiteindelik kom hy daaraan, maar nie soos hy gedink het nie. Hy kom daaraan as 'n gevangene. En dan die laaste gedeelte, vers 17 tot 31 van hoofstuk 21, die afspraak vir die evangelie. Hierdie is Paulus se 6de en finale verdediging van hom en die evangelie in Handelinge. Vers 17. En na 3 dae het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep, en nadat hulle vergader het, vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelewer in die hande van die Romeine. Paulus identifiseer hom hierso baie duidelik self steeds met hierdie mense wat hom vervolg en wil doodmaak. Vers 20. En om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie kettinge geboei is. Paulus sê, die hoop van Israel, dis die Messias. Onthou, hy het aan hulle uit die wet van Moses en die profete, hy het aan hulle uit die Ou Testament uit bewys dat Jesus die Messias is. Dit is die hoop van Israel. Hy sê vir hulle, Jode, reeds Moses en die profete in die Ou Testament het bekend gemaak aan ons hierdie Messias Jesus, wat nou hier was op aarde en geleef is en tereggestel is, maar opgestaan het. En daardie Jesus kon weer, en wat is die hoop van Israel? Die hoop van Israel is, Ou Testament, hierdie Jesus gaan oor Israel kom regeer in die eindtyd onder andere, en hy sê vir hulle, daardie hoop is vas, ek Paulus bring hierdie boodskap vir julle, daardie Messias kom terug, en die beloftes van die Ou Testament staan. Dis wat Paulus vir hulle sê, vers 23. En hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom, en in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê, en van môre vroeg tot die aand toe, het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. Sommige glo dit, sommige glo dit nie. Vers 26. Nou haal hy aan uit Jesaja 6 vers 9 en 10. En hy haal aan, gaan na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van die volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. In hierdie 2 verse leer ons die volgende, hierdie aanhaling uit Jesaja 6 uit. Wanneer iemand weier om te glo, word die hart hard, en die ore doof, en die geestelike oë blind. Hierdie is 'n baie ernstige waarskuwing aan elkeen van ons hier vandag. Selfs 'n wedergeborene se gewete word afgestomp indien hy weet wat God sê en dit nie doen nie. Wat 'n gevaarlike plek om te wees in die wêreld waarin ons leef. In 2 Samuel hoofstuk 24 vers 10 lees ons hierdie woorde. Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het, en Dawid het aan die Here gesê, ek het swaar gesondig deur dit wat ek gedoen het. Here, vergeef dan nou tog die skuld van die knegt, want ek het baie dwaas gehandel. En dan die laaste gedeelte vers 17, 24 en 28, vers 17. Hierdie verse som die boek vir ons op. En na 3 dae het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep en gesê, broers, ek het niks verkeerd gedoen nie, vers 24, en sommige wat geglo het
het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly, vers 28, laat dit dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. Dit som die boek op. Paulus het geen sonde teen mense gepleeg nie, maar die lig wat hy op hulle skyn deur die evangelie, dryf of wys die sonde in hulle uit. En as gevolg daarvan maak Paulus baie vinnig vyande onder die mense. Hy word verdryf, daardeur versprei die goeie nuus van God oor die aarde. Die boodskap kom, die lig maak die donker helder, dit wys die donker uit, die mense wat donker in hulle harte hou en nie van die lig hou nie, verdryf die wat die goeie nuus kom verkondig, en daai mense wat verdryf word, sprei oor die hele aarde, en so sprei die koninkryk oor die aarde. En dan die laaste vers, die laaste gedeelte, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Die verkondigers van die evangelie, soos Paulus hier, kan vasgebind word. Maar die boodskap kan nooit vasgebind word nie. Die evangelie kan nie beperk word nie, maak nie saak wat hulle met gelowiges doen nie. Soos die Here Jesus self gesê het in Matteus 16, selfs die poorte van die doderyk sal die kerk van Christus nie oorwin nie. En terwyl Paulus daar in Rome vir 2 jaar in die tronk sit, voordat hy vrygelaat word vir 'n kort tydperk, weer in hegtenis geneem word en uiteindelik doodgemaak word, tydens hierdie eerste gevangenskap van hom, skryf Paulus die boek aan die Efesiërs, aan die Filippense, aan die Kolossense en aan Filemon. Ons het begin met Abraham, Moses, Joshua, Samuel, Dawid, Jeremia, Daniel, Nehemia, Johannes die Doper, die disippels, Paulus. Wat het bygedra tot hierdie mense se momentum? 3 opdragte, 3 woorde. God se opdrag, God se plan, God se krag. Vanuit hierdie boek, Handelinge, wat ons bestudeer het, het ons geleer dat God se opdragte aan elkeen van ons duidelik gemaak word, dat God se plan oop is en onveranderlik is, en dat God se krag beskikbaar is om elkeen toe te rus vir die werk wat hy moet doen vir die koninkryk. Dis die boek Handelinge. Vandag het ons gesien, God het vir Paulus guns gegee, sodat God verheerlik kan word, en God het Paulus op 4 maniere beskerm, teen die natuur, teen die soldate, teen die diereryk en teen die Jode. En uiteindelik, toe Paulus op die vooraand van sy eie dood is, waar hy met sy eie lewe gaan boet vir hierdie boodskap van verlossing wat hy aan die mense gebring het, sluit Paulus sy laaste woorde in 2 Timoteus 4 af met hierdie woorde, 2 Timoteus 4 vers 6. Wat my, Paulus, betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd vir my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Vader, wat 'n God, wat 'n belofte, en wat 'n pad stap U nie met elkeen wat U liefhet nie. Mag ons gevolgtrekking bloot die volgende wees: op hierdie God vertrou ons, wat ook al gebeur. Amen.